My naam is Lisa Lynn en ek is in graad 7. En daar waai 'n hele huis weg. Ons almal ken die storie van die 3 varkies. 3 huise, 3 verskillende keuses. Maar vandag gaan hierdie storie nie oor die 3 varkies nie, maar oor ons as tienermeisies. Elke dag van ons lewens word ons gekonfronteer met besluite. Elke besluit begin by een kragtige woord. Kies. Volgens die Harvard Business Review neem ons ongeveer 33,000 besluite per dag. Natuurlik is elke besluit nie even groot nie. Die keuse tussen Weet-Bix of kykapops vir ontbyt kan beslis nie vergelyk word met 'n hoërskool, A of B nie. Voorsitter, dames en here, strooi, stokke of steen. Ek kies my eie boumateriaal. Sonder dat ons besef, bou ons eie huise met inligting, invloede en geleenthede. Eerstens kies ek watter inligting ek glo. Die eerste varkie het gekies om met strooi te bou. Dit was vinnig en het min inspanning vereis, maar dit was onbetroubaar. Net so met ons as tienermeisies daagliks kies watter inligting ons werklik glo en wat nie, veral wanneer dit kom by vriende en sosiale media. Maandagoggend hoor ek, het jy gesien op Jenny se WhatsApp status dat sy en Brennan hande vashou? Die lekker storie het deur die hele skool versprei. En toe ek gaan kyk, toe is dit 'n foto waar hulle speletjies speel by 'n partytjie en almal hou hande vas. Rarig. Nie alle inligting is akkuraat of betroubaar nie, maar tog word dit te maklik deur ons as die waarheid aanvaar. Professor Gloria Marseille van die Universiteit van die Vrystaat in die African Journal of Career Development van 18 Julie 2024. Perspectives of South African Adolescent Girls Making Decisions for Their Future. Hierdie artikel toon duidelik aan dat die gehalte van inligting 'n direkte invloed het op die tienermeisies hul keuses maak. As ek kies om alles te glo wat ek hoor, kies ek strooi. Maar as ek kies om self te dink en kritiese vrae te vra, dan kies ek wysheid. Ek kan nie kies watter inligting verby my kom nie, maar ek kan wel kies watter inligting ek glo. Volgende kies ek wie my beïnvloed. Die tweede varkie het gekies om met stokke te bou. Hy was sekerlik deur die eerste varkie beïnvloed om ek vinnig te bou. Dit het sterker gelyk, maar dit was steeds nie sterk genoeg nie. As tienermeisies het ons die behoefte om in te pas. Ons maak bloot keuses om nie uit te staan. Ek moet elke dag kies. Gaan ek net saamstem of gaan ek dapper staan? Of gaan ek maar net stil bly? Ons almal sê mos te maklik. Ag, dis niks nie man. Nee, staan dapper. In die Child Indicators Research Manual is Heidi Whitten, 'n adolessente welstandsspesialis, se artikel op 22 Augustus 2024 gepubliseer. Ek vertaal die titel: 'n kwalitatiewe studie oor adolessente se persepsie en begrip van welstand in die Wes-Kaap Suid-Afrika. Hierdie artikel bevestig duidelik dat tieners se besluite baie sterk beïnvloed word deur verhoudings, groepsdruk en die konstante behoefte aan aanvaarding. Ek dra die gevolge van my keuses alleen. Ek kan nie kies wat ander rondom my doen nie, maar ek kan wel kies wie ek toelaat om my te beïnvloed. Keuses wat niet op vriende gebou is, hou nie stand nie, net soos 'n huis van stokke. Laastens kies ek om my geleenthede te gebruik. Die laaste varkie het gekies om met stene te bou. Dit het tyd en deursettings vir my geverg, maar dit het stand gehou teen enige storm. Hy het gekies om sy geleenthede te gebruik. Net so kies ek of ek elke dag, elke geleentheid wat vir my geskep is, gaan benut of ignoreer. Ek kan selfs aanhou probeer. Al raak dinge bietjie moeilik. Nie almal kry dieselfde geleenthede nie, maar elkeen kies wat hulle met hulle eie geleenthede gaan doen. Dis is om die atletiekspan te maak by 'n huisport, maar daarna wil jy net meer verder deelneem aan atletiek nie. Hoekom?
in die International Journal of Adolescence and Youth, gepubliseer op 9 Julie 2023 deur die sielkundige Dr. Catherine Sierma, die titel vertaal as volg: om te floreer ten spyte van alle teenspoed. Sy beklemtoon dat ons Suid-Afrikaanse adolessente nie slagoffers van hulle omstandighede hoef te wees nie. Hulle kan kies om hulle eie innerlike krag te ontwikkel, om omstandighede uit te styg, selfs wanneer eksterne geleenthede beperk is. Hoe meer geleenthede ek gebruik, en selfs skep, hoe meer kies ek om 'n sterker toekoms op stene te bou. Aan die einde van die storie bly net een huis staan. Nie omdat die wolf opgehou blaas het nie, maar omdat die materiaal reg was. Wanneer die lewe se storms teen my waai, en dit sal, wil ek in my huis nog staan. Moenie dat ander vir jou kies nie. Ek kies my eie boumateriaal, my inligting met wysheid, my invloede met sorg, my geleenthede met deursettingsvermoë. Dames en here, ek kies wie ek word.